Te midde van 'n hofsaal propvol arrogante blikke, word 'n bedelaar bespot deur 'n miljoenêr wat sy arrestasie eis. Maar alles verander toe 'n seun die verhoor onderbreek en die regter uitdaag: "Laat die bedelaar vry en ek wys jou die ware skuldige." Die gelag weerklink, totdat die seun bewyse toon wat die hele hofsaal se asem wegslaan. Toe hy na die miljoenêr wys, onthul die stilte wie werklik op die beskuldigde bank gesit het. Die son het ondergegaan aan die horison van Kaapstad en die wolkenkrabbers, wat gekontrasteer het met die sinkplaatwonings langs die Liesbeekrivier, goudkleure geverf. Voor die imposante Hooggeregshof regter Rudolf Jacobs het 'n skare saamgedrom, nuuskierig om te volg wat die plaaslike koerante reeds die saak van die jare genoem het. Binne die hoofsaal het oom Jan Botha, 'n man van sowat 60 jaar, met verslete klere en 'n neerslagtige blik, op die beskuldigde bank gesit. Sy verrimpelde en eeltagtige hande het effens gebewe terwyl die balje die ingang van regter Hendrik van der Merwe aangekondig het. Die murmurerings het onmiddellik opgehou. Almal staan vir die ingang van sy edele regter van die 5de siviele hof, het die balje aangekondig. Die man in 'n swart toga het met vaste tree en 'n ernstige uitdrukking ingestap. Rondom hom het deftig geklede mense die gehoorbanke gevul, sommige met spottende glimlagte gerig op die beskuldigde, ander bloot uit morbiede nuuskierigheid om te sien hoe 'n hawelose man vervolg word deur een van die magtigste figure in die Wes-Kaap. In die eerste ry het Arno Botma sy Italiaanse sydas verstel en elke beweging van sy advokaat, Adv Marius Terron, wat in regskringe as die Hofhaai bekend gestaan het, dopgehou. Arno was die eienaar van Botma Ondernemings, verantwoordelik vir die meeste luukse woonstelle wat die landskap van Kaapstad in die afgelope jare verander het. Siviele saak nommer 2023.78904, eiser Arno Botma, beskuldigde Jan Botha, het die regter aangekondig, sy bril verstel om die aanklag te lees. Aanklag van vandalisme, materiële skade en betreding van privaat eiendom. Verdedigingsadvokaat, stel uself voor. 'n Jong vrou in 'n eenvoudige pak en met 'n moe uitdrukking het opgestaan. Die publieke verdediger Prok. Carol Steyn het 'n stapel sake onder haar arm gedra en diep donker kringe onder haar oë gehad. Staatsregsdiens van die provinsie, sy edele. Ek verteenwoordig meneer Jan Botha. Aan die ander kant het Adv Marius in sy onberispelike pak opgestaan. Marius Terron vir notekantoor, verteenwoordig meneer Arno Botma. Die kontras was duidelik en opsetlik. Die gehoor, meestal bestaande uit sakemanne, joernaliste en nuuskierige mense uit die hoër middelklas, het blykbaar reeds die uitkoms van die verhoor besluit. Ons begin met die aanklag, het die regter bepaal. Adv Marius het met 'n selfversekerde glimlag na die middel van die saal gestap. Sy goue horlosie het onder die ligte geglinster terwyl hy teatraal gebare gemaak het. Sy edele, ons staan voor 'n duidelike geval van minagting van privaat eiendom en voorbedagte vandalisme. Op 15 Maart het die beskuldigde nie net die privaat grond van die luukse woonstelle van Groenpunt, eiendom van my kliënt, betree nie, maar ook 'n deel van die nuutgeboude muur vernietig en die landskap, wat op meer as R100.000 gewaardeer word, beskadig. Hy het 'n dramatiese pouse geneem en omgedraai om oom Jan Botha aan te kyk. En hoekom? Uit pure slegte inbors. Uit minagting vir ander se eiendom. Uit hierdie mentaliteit dat alles aan almal moet behoort, tipies van iemand wat niks in die lewe opgebou het nie. Murmurerings van instemming het deur die saal weerklink. Arno Botma het diskreet geknik en die ernstige uitdrukking behou wat hy vir die kameras geoefen het. Ons versoek skadevergoeding ten bedrag van R300.000 en, indien dit nie betaal word nie, die omskakeling daarvan na gemeenskapsdiens onder toesig van Botma Ondernemings vir 'n tydperk van nie minder nie as 5 jaar. Dit was 'n vonnis wat oom Jan Botha feitelik tot 'n moderne vorm van slawerny sou veroordeel. Die publieke verdediger het woes op haar notaboek gekrabbel en haar argumente voorberei. Almal het egter geweet dat haar kanse minimaal was. Die beskuldigde het nie eens 'n deskundige gehad om die aanklagte te betwis nie. In die laaste ry van die gehoor het 'n 11-jarige seun alles aandagtig dopgehou. Gabriel Vermeulen, die seun van die onderwyseres Marisa en die joernalis Reino, het sy ouers oortuig om hom te bring nadat hy daar lank daarop aangedring het dat hy hierdie verhoor moes bywoon. Met sweterige hande het hy 'n ou selfoon, 'n verjaardaggeskenk wat hy maande tevore van sy pa gekry het, stewig vasgehou. Ons sal nou die getuienis van die getuie vir die aanklaer aanhoor, het die regter aangekondig. Mevrou Rina Botma, asseblief. Arno se vrou het elegant na die aangewese stoel gestap.
Met haar ontwerpersrok en diskrete juweliersware was sy die beeld van Kaapstadse gesofistikeerdheid. Mevrou Botma, het u die oomblik van die betreding aanskou, het die staatsaanklaer gevra. Ja, het sy geantwoord en vir my om direk na die beskuldigde te kyk. Ek het die werk van die tuiniers toesig gehou toe ek daardie man oor die muur sien spring en deur die tuin hardloop. Hy het al die bromelia rangskikkings wat ons ingevoer het, vertrap en die besproeiingsstelsel beskadig. Toe die sekuriteitswagte hom probeer keer, het hy reeds 'n deel van die muur gebreek terwyl hy gevlug het. Gabriel het sy selfoon harder vasgedruk. Sy asemhaling het versnel terwyl hy sy onderlip gebyt het, in 'n mengsel van angs en verontwaardiging. Oom Jan Botha het net sy kop in ontkenning geskit, onbekwaam om woorde te formuleer in die lig van daardie weergawe van die feite. Die publieke verdediger het probeer ingryp. Sy edele, my kliënt beweer dat daar 'n noodsituasie was wat geregverdig het. Noodsituasie het Adv Marius met 'n sarkastiese lag onderbreek. Die nood van diegene wat op die samelewing teer, is altyd dieselfde, dokter. Om die maklikste pad te vind, selfs al beteken dit om oor ander se eiendom te trap. Nuwe gelag het deur die saal weerklink. Die regter het sy hamer geklop en stilte gevra. Voortgaande met die getuienis, het Hendrik aangedring. Mevrou Botma, is u absoluut seker dat die beskuldigde met die doel om die eiendom te beskadig opgetree het? Rina het vir 'n oomblik gehuiwer. Iets in haar blik het interne konflik getoon. Sy het vinnig na haar man gekyk, wat haar vas aangekyk het, asof hy 'n stil boodskap stuur. Absoluut, het sy uiteindelik geantwoord. Hy het versteurd, aggressief gelyk. Die sekuriteitswagte het hom probeer keer, maar hy het ontsnap en meer skade aangerig. Oom Jan Botha het uiteindelik die moed gevind om te praat, al was hy nie gemagtig nie. Dit was nie so nie, meneer. Ek het gehardloop omdat. Stilte, het die regter beveel en sy hamer geklop. U sal slegs praat wanneer gemagtig, meneer. Jan Botha. Terwyl die verhoor voortgegaan het, het Gabriel onrustig in sy sitplek rondgeskuif. Sy ouers het hul seun se senuweeagtigheid opgemerk. Seun, gaan dit goed met jou, het Marisa gefluister. Ons kan gaan as jy wil. Nee, ma, het hy vasberade geantwoord. Ek moet tot die einde bly. Op die bank van die aanklaer het Adv Marius foto's van die vernietigde tuin, die beskadigde muur en 'n gedetailleerde tabel van herstelkoste voorgelê. Alles het noukeurig gedokumenteer gelyk. Soos u kan sien, sy edele, is die skade omvangryk en ongeregverdig. My kliënt wat werksgeleenthede en ontwikkeling vir Kaapstad skep, word die slagoffer van 'n individu wat nie die mees basiese wette van sosiale samelewing respekteer nie. Die publieke verdediger het uiteindelik haar kans gekry. Sy edele, ek moet beklemtoon dat my kliënt geen kriminele rekord het nie. Hy is 'n hardwerkende man wat probleme ondervind het nadat hy sy werk in die ekonomiese krisis verloor het. Hy was 'n steenmisselaar vir meer as 30 jaar voordat hy in 'n situasie van sosiale kwesbaarheid beland het. Arno het diskreet sy oë gerol en iets in sy advokaat se oor gefluister, wat met 'n glimlag geantwoord het. Boonop het die verdediger voortgegaan, is daar versagtende omstandighede wat oorweeg moet word. My kliënt beweer dat hy in 'n noodsituasie was en dat. Dokter, het die regter onderbreek, het hy enige getuie of bewys wat hierdie weergawe staaf? Die stilte wat gevolg het, was voldoende antwoord. Oom Jan Botha het sy kop laat sak, verslaan. In daardie geval het die regter voortgegaan, gegeewe die bewyse wat deur die aanklaer voorgelê is en die gebrek aan teenbewyse, is ek geneig om. Wag. Die uitroep het deur die saal weerklink en die regter onderbreek. Alle koppe het na agter gedraai, waar Gabriel skielik van sy sitplek opgestaan het. Sy ouers, verskrik deur hul seun se skielike ingryping, het hom probeer terughou. Gabriel, wat doen jy, het sy pa paniekbevange gefluister. Maar die seun het deur die middelgang vorentoe gestap en die geskokte blikke geïgnoreer. In sy hande het die selfoon effens gebewe. Laat oom Jan vry en ek wys die ware skuldige, het hy hard en duidelik verklaar, sy kinderstem het deur die stilhofsaal weerklink. Vir 'n oomblik het niemand gereageer nie, asof hulle die absurditeit van die situasie verwerk het. Toe geleidelik het gelag begin opkom, eers ingehou, toe meer openlik. Dit is 'n hofsaal, nie 'n televisieprogram nie, seun, het Adv Marius gespot, wat meer gelag ontlok het. Die regter het herhaaldelik sy hamer geklop. Stilte. Wie is hierdie kind? Sekuriteit, asseblief. Gabriel se ouers het opgestaan, skaam.
Verskoon my, sy edele, het Reino haastig gesê. Dit is ons seun. Gabriel, ons gaan nou. Maar Gabriel het vasberade gebly, en toe hy na Arno Botma kyk, het hy iets opgemerk wat niemand anders gesien het nie. Die sakeman het bleek geword. Sy vingers het die armleuning van die stoel so styf vasgedruk dat sy knokkels wit was. Hierdie man is onskuldig, het Gabriel aangedring en na oom Jan Botha gewys. En ek kan dit bewys. Die gelag het toegeneem. Iemand in die gehoor het opgemerk, dit is die nuwe generasie straatadvokate. Regter Hendrik, verdeel tussen irritasie en 'n onwillige nuuskierigheid, het sy bril verstel. Jong man, dit is 'n ernstige verhoor. Jou ouers behoort te weet dat dit nie 'n plek vir grappies is nie. Dit is nie 'n grap nie, meneer die regter, het Gabriel geantwoord, sy stem het fermer geword. Kyk asseblief na hierdie video voordat u besluit. Hy het die selfoon omhoog gehou, sy klein hand het effens gebewe, maar sy blik was vasberade. Rina Botma, tot dusver kalm, het tekens van senuweeagtigheid begin toon. Arno het skielik opgestaan. Dit is 'n skande. Sy edele, ons kan nie toelaat dat 'n kind die regsprosedures met fantasieë onderbreek nie. Maar iets in Arno se wanhoop het die regter se nuuskierigheid geprikkel. Na 'n oomblik van oorweging het hy besluit. Gegeewe die ongewone omstandighede, sal ek die jongman toelaat om nader te kom. Balje, bring hom hierheen, saam met sy ouers. Terwyl Gabriel deur die gang gestap het, vergesel deur sy verstomde ouers en die balje, het Arno Botma se uitdrukking al hoe meer gespanne geword. Die sakeman het senuweeagtige blikke met sy vrou uitgeruil, wat nou haar kop laat sak het, asof sy nie die gewig van daardie oomblik kon dra nie. Die regter het Gabriel naby die verhoog geroep. Wat is jou volle naam, jong man? Gabriel Vermeulen, meneer. En wat presies het jy op hierdie selfoon wat relevant vir hierdie saak kan wees? Gabriel het direk na oom Jan Botha gekyk, toe na Arno en uiteindelik na die regter. Die waarheid, meneer die regter. Die waarheid oor wat daardie dag gebeur het. Regter Hendrik het 'n gebaar gemaak vir een van die hof se tegnisie om die selfoon aan die audiovisuele stelsel van die saal te koppel. 'n Gespanne stilte het in die lug gehang terwyl die groot skerm agter die magistraat verlig het. Arno Botma het iets dringend aan sy advokaat gefluister, wat met 'n diskrete knik geantwoord het en hom probeer kalmeer het. Gaan voort, jong Gabriel, het die regter gemagtig met 'n mengsel van skeptisisme en nuuskierigheid. Die seun met 'n ongewone selfvertroue vir sy ouderdom, het die tegnikus instruksies gegee oor watter video om te speel. In die gehoor het sy ouers die toneel dopgehou, verdeel tussen trots op hul seun se moed en vrees vir wat kon gebeur. Die beeld op die skerm het aanvanklik 'n tuisvideo gewys, bewus vanuit 'n hoë hoek verfilm. Gabriel het vertel. Hierdie video is 3 dae gelede deur my opgeneem, van bo op 'n boom naby die luukse woonstelle van Groenpunt. Ek het 'n gebreekte sekuriteitskamera in die asblik ontdek en kon sy geheuekaart herstel. Adv Marius het onmiddellik onderbreek, sy edele, dit is betreding van eiendom en skending van privaatheid. Hierdie materiaal kan nie as bewys aanvaar word nie. Die regter het sy hand opgesteek en stilte gevra. Ons sal eers sien waaroor dit gaan, dan sal ons oor die toelaatbaarheid daarvan besluit. Op die skerm het beelde van 'n sekuriteitskamera verskyn wat die presiese datum van die insident toon. Die video het duidelik die muur en tuin van Botma se eiendom gewys, ongeskonde. Skielik het 'n figuur gehardloop. Dit was oom Jan Botha, wat iets wat na 'n bewustelose kind gelyk het, in sy arms gedraai het, Gabriel self. Die gehoor het uiterstes van verrassing uitgestoot. Die seun het voortgegaan. Dit is oom Jan wat my dra nadat ek daardie dag tydens die storm in die spruit geval het. Ek het my kop teen 'n klip gestamp en was bewusteloos. Die water het vinnig gestyg weens die reën. Die volgende reeks het oom Jan Botha gewys waar hy by die herehuis se deur aankom en die sekuriteitswagte om hulp smeek. Ver van aggressief soos Rina getuig het hy desperaat gelyk en na die bewustelose seun in sy arms gewys. Die sekuriteitswagte het hom egter uitgestoot en sy pleidooie geïgnoreer. Gabriel het die video gepauseer. Oom Jan het nie ingebreek om iets te vernietig nie. Hy het die eiendom betree omdat dit die vinnigste pad was om hulp vir my te kry. Die heining aan die ander kant was geelektrifiseer en om die normale pad te volg sou nog 10 minute geneem het. Die hele hofsaal het nou in absolute stilte gekyk. Oom Jan Botha se oë was vol trane, hy het daardie angswekkende oomblik herleef.
En nou het Gabriel voortgegaan. Kyk wat gebeur het nadat oom Jan daarin geslaag het om my aan die paramedici wat op straat verbygegaan het, oor te gee. Die video het 'n paar uur gevorder. Die datum en tyd was duidelik in die hoek van die skerm gemerk. Dit het Arno Botma in persoon gewys, vergesel deur 3 werknemers, wat die muur waarlangs oom Jan gegaan het, inspekteer. Die muur was feitelik ongeskonde met slegs 'n paar skrape. Breek hierdie deel van die muur af, het Arno in die video beveel, sy stem was perfek hoorbaar. En vertrap daardie plante. Ek wil hê dit moet lyk asof daardie rondloper groot skade aangerig het. Die gehoor het kollektief gesnak. Rina Botma het haar gesig met haar hande bedek. Een van die werknemers het gevra, maar hoekom, meneer? Die man het net probeer om die seun te help. Dit interesseer my nie, het Arno skerp geantwoord. Ek is moeg vir hierdie mense wat edelgebiede binneval. Ons sal 'n voorbeeld stel. Vervolg daardie bedelaar totdat hy nie meer in Groenpunt kan loop nie. Die beelde het duidelik die werknemers gewys, onwillig maar gehoorsaam, wat doelbewus die muur beskadig en die noukeurig beplande tuin vernietig het. Arno Botma het skielik opgestaan, sy gesig was van woede verdraai. Dit is 'n samestelling in klug. Hierdie kerel het die video gemanipuleer, het hy geskreeu en sy kalmte heeltemal verloor. Die regter het herhaaldelik sy hamer geklop. Orde. Orde in die hof. Toe die stilte terugkeer, het Gabriel die video weer vorentoe geskuif. Hierdie keer het dit Arno gewys wat Rina instruksies gee oor wat om in die hof te sê. Jy sal getuig dat jy die bedelaar alles sien vernietig het, verstaan jy, het hy vir sy vrou gesê. Geen huiwering nie, geen genade nie. Maar Arno het Rina geprotesteer, die man het 'n kind gered. Dit interesseer my nie. Weet jy hoeveel ons belê het om daardie streek vry van sulke mense te hou, 'n president soos hierdie kan alles verwoes. Regter Hendrik, sigbaar ontsteld oor wat hy gesien het na mevrou Botma gedraai. Mevrou, is dit waar wat ons in hierdie video sien? Rina, sigbaar bewend, het na haar man gekyk, toe na Gabriel en uiteindelik na oom Jan Botha. Iets het binne in haar gebreek. Ja, sy edele, het sy met 'n versmoorde stem erken. Alles is waar. Ek het geweet dat daardie man net die seun probeer red het. Ek is gedwing om te lieg. Die saal het in 'n murmurerende geraas uitgebars. Joernaliste het gehardloop om hul fone te gebruik. Arno is deur sy advokaat, wat desperaat probeer het om die oorblyfsels van sy verdediging te red, in bedwang gehou. Gabriel het voortgegaan, daar is nog meer, sy edele. Hy het addisionele tonele gewys waar Arno in 'n vergadering met uitvoerende beamptes van sy maatskappy openlik gepraat het oor die skoonmaak van die streke en om 'n voorbeeld te stel met daardie indringerbedelaar. Ons sal hierdie individu vervolg totdat hy verdwyn, het Arno in die video gesê. En dan sal ons die saak in die media gebruik om te wys dat mense soos hy geen plek naby ons ondernemings het nie. Toe die beelde geëindig het, was die stilte in die hof amper tasbaar. Regter Hendrik het sy bril afgehaal, sy oë gevryf en dit weer opgesit, asof hy moes bevestig dat wat hy gesien het, werklik was. Uiteindelik het hy gesê, hierdie hof het vandag iets buitengewoons gesien. Meneer Botma, het hy iets te sê ter verdediging? Arno, nou sigbaar buite beheer, het na Gabriel gewys. Hierdie kerel het my eiendom binnegeval. Private toerusting gesteel. Dit is alles onwettig. Die regter het hom na Gabriel gedraai. Jongman, hoe het jy presies hierdie beelde gekry? Gabriel het na sy ouers gekyk, wat instemmend geknik het, en toe verduidelik. Toe ek in die hospitaal wakker word, het my ouers my vertel dat 'n hawelose man my gered het. Ek wou hom bedank, maar niemand het geweet wie hy was of waar om hom te vind nie. 'n Week later het ek in die koerant gesien dat meneer Botma 'n man met die identiese beskrywing van my redder vervolg. Hy het gepauseer en direk na oom Jan Botha gekyk. Ek het geweet dit is hy. Ek het my ouers oortuig om my na die plek te neem om ondersoek in te stel. Op die aangrensende grond, langs die eiendom, het ek 'n asblik gevind waarin 'n gebreekte sekuriteitskamera was. Ek kon dit oopmaak en die geheuekaart herstel. Toe ek die video's tuis gekyk het, het ek alles ontdek. Proc. Karel Steen, die publieke verdediger, het van die aanvanklike skok herstel en opgestaan. Sy edele, in die lig van hierdie nuwe bewyse, versoek ek die onmiddellike vryspraak van my kliënt en die opening van 'n saak vir my neet en prosesbedrog teen meneer Arno Botma. Die regter het ernstig geknik.
Gegee wat ek pas aanskou het, stem ek nie net saam met die verdediging se versoek nie, maar ek beveel ook die opening van 'n kriminele ondersoek teen my. Botma vermy nie teenwerking van die gereg en moontlike dwaling van 'n getuie. Arno het probeer protesteer, maar is deur die regter stilgemaak. Boonop het Hendrik voortgegaan, beveel ek die betaling van 'n materiële skadevergoeding aan Jan Botha, ten bedrag van R500.000, wat deur die eiser van die oorspronklike saak betaal moet word. Die gehoor, voorheen vyandig teenoor oom Jan Botha, het nou entoesiasties die besluit toegejuig. Die ou man, wat nog steeds probeer het om te verwerk wat gebeur het onbeweeglik op sy plek gebly, stil trane het oor sy verrimpelde gesig gestroom. Gabriel het na hom gehardloop, die hofprotokolle geïgnoreer en hom styf omhels. Dankie dat u my lewe gered het, oom Jan, het hy gesê, sy stem was vol emosie. Nou het ek u sin gered. Gabriel se ouers het nader gekom, ewe emosioneel. Ons het nie geweet nie, het Marisa gesê tussen trane. Gabriel het in die hospitaal wakker geword en ons vertel van 'n man wat hom gered het, maar toe ons teruggegaan het om te soek, het ons niemand gevind nie. Reino het sy hand na oom Jan Botha uitgesteek. As joernalis skaam ek my dat ek nie vroeër meer deeglik ondersoek ingestel het nie. U het ons seun gered en byna 'n verskriklike prys daarvoor betaal. Oom Jan Botha, wat uiteindelik sy stem teruggekry het neder geantwoord, ek het net gedoen wat enige goeie mens sou doen, jong man. Ek het die seun in die spruit sien verdrink en gehardloop. Ek het aan niks anders gedink nie. Die regter het Arno Botma se vertrek onder bewaring beveel om 'n formele verklaring af te lê. Rina het in die saal gebly, van haar man af verwyder, haar gesig was 'n masker van skaamte en verligting tegelyk. Terwyl die beamptes Arno uitbegelei het hy 'n blik van pure haat in die rigting van Gabriel en oom Jan Botha gewerp. Dit eindig nie hier nie, het hy gemompel, sag genoeg sodat slegs sy advokaat dit gehoor het. Buite die hof het 'n skare joernaliste gewag. Die verhaal van die seun wat sy redder met 'n selfoonvideo gered het reeds begin versprei. Kameras en mikrofone het op Gabriel, sy ouers en oom Jan Botha gerig toe hulle saam deur die hoofdeur uitgestap het. Gabriel het 'n verslaggewer van die plaaslike gevra, "Hoe voel jy wetende dat jy 'n onskuldige man gered het?" Die seun het na oom Jan Botha gekyk, toe na sy ouers en eenvoudig geantwoord, "Ek het net teruggegee wat hy my eerste gegee het, 'n kans." Marisa, wat haar seun met trots omhels het bygevoeg, "Ons beplan 'n ete om Jan Botha behoorlik te bedank. Hy sal nou altyd deel van ons familie wees." En as joernalis het Reino bygevoeg, "Is ek van plan om 'n spesiale artikel te skryf oor hoe vooroordeel teen kwesbare mense vandag byna tot 'n verskriklike onreg gelei het." Terwyl die kameras daardie oomblik vasgevang het niemand 'n luukse motor wat op 'n afstand geparkeer was, opgemerk nie. Binne-in het 'n man die toneel met belangstelling dopgehou. Thomas Krüger, Arno Botma se mededinger in die eiendomsmark en 'n voorstander van sosiale sake, het aantekeninge op sy slimfoon gemaak. "Annelie," het hy oor die telefoon gesê, "vind alles wat jy kan oor Jan Botha. Ek wil hom 'n plek in ons stigting aanbied. En vind uit wie daardie seun se ouers is. Gabriel. Ek het 'n voorstel vir hulle." Snags, terwyl die nuus die plaaslike televisienies oorheers het en nasionale weerklank begin kry het 3 verskillende scenario's in Kaapstad afgespeel. In die eenvoudige huis van die Vermeulens het Gabriel oproepe van skoolvriende ontvang wat sy beeld op televisie gesien het. Sy ouers, wat nog steeds die gebeure van die dag verwerk het saggies in die kombuis gediskuteer. "Ons seun kon ernstig beseer gewees het in daardie spruit," het Marisa nagedink terwyl sy tee vir haar man ingeskink het. "En as dit nie vir daardie man was nie." Reino het nie die sin voltooi nie, sy journalistieke gedagtes het reeds die narratief van die artikel wat hy sou skryf, gevorm. In 'n hotel in die middestad, met vergunning van die staatsregsdiens, het oom Jan Botha sy eerste warm bad in maande geneem. Terwyl hy homself in die spieël gekyk het hy die man wat hy gesien het, skaars herken. Nie weens sy fisiese voorkoms nie, maar weens die skielike verandering in sy oë, daar was weer hoop. En by die sentrale polisiestasie het Arno Botma, sonder sy dierpak en met sy voorregte opgeskort, die werklikheid van sy situasie in die gesig gestaar. Sy ryk het begin ineenstort met die eerste oproepe van beleggers wat bekommerd was oor die skandaal. Rina het geweier om sy borgtog te betaal en het slegs gesê, "Jy sal uiteindelik maai wat jy gesaai het, Arno." Die volgende dag was die saak nie meer plaaslik nie.
Koerante regoor Suid-Afrika het opspraakwekkende opskrifte gehad. Sakeman vervals bewyse teen hawelose held. 11-jarige seun ontmasker korrupte miljoener. Geregtigheid het van 'n selfoon gekom. Wat niemand geweet het nie, is dat dit net die begin was van 'n veel groter verhaal, wat die lewens van Gabriel, oom Jan Botha en die Botma-familie vir altyd sou verander. 3 maande het verloop sedert die verhoor wat Kaapstad geskit het. Die saak van oom Jan Botha teen Arno Botma het steeds weerklank gevind, nou met onverwagte ontwikkelinge. Die stad, bekend vir sy brug wat verskillende sosiale realiteite verbind, het gesien hoe 'n nuwe brug gebou word, nie van beton nie, maar van sosiale transformasie. By die hoofkantoor van die Stichting Nuwe Wee, geleë in 'n gerestoreerde huis in die Bo-Kaap, het oom Jan Botha sy das verstel, ongemaklik met die formaliteit van die nuwe klere. Voor hom het 'n spieël nie net sy fisies getransformeerde beeld nie, maar ook die revolusie in sy lewe weerspieël. Ek is nog nie gewoond aan hierdie deftige klere nie, het hy opgemerk, terwyl mevrou Annelie, uitvoerende sekretarisse van die stigting, hom met die laaste besonderhede gehelp het. Meneer is baie elegant, het sy met 'n glimlag geantwoord. En onthou, vandag is net 'n onderhoud. Praat met u hart, soos u altyd tydens die lesings doen. In die afgelope maande het Jan Botha se lewe heeltemal verander. Na die skadevergoeding wat Botma betaal het en die voorstel van Thomas Krugger, het hy die gesig geword van 'n veldtog teen sosiale vooroordeel. Aanvanklik onwillig, het hy uiteindelik ingestem toe hy besef het dat sy verhaal ander mense in 'n soortgelyke situasie kon help. Die program begin oor 30 minute, het Annelie gewaarsku. Die motor wag reeds. In die ateljee van Ksint het die program Weskaap skakel voorberei om uitgesaai te word. Rina Joubert, die mees gerespekteerde aanbieder in plaaslike journalistiek, het haar aantekeninge hersien terwyl die grimeerkunstenaar die laaste aanrakings gedoen het. Is jy seker hy sal kom, het sy die vervaardiger gevra. Ek het gehoor hy is nog senuweeagtig voor kameras. Absoluut bevestig, het die jongman geantwoord. En ons het ook die deelname van die seun en sy ouers via video-oproep gekry. Aan die ander kant van die stad, in die Vermeulen se woning, het Gabriel sy hemp vir die virtuele onderhoud klaargemaak. Die seun se kamer het verander in 'n klein bedryfsentrum, met plakkate, koerantytknipsels en 'n muur getiteld Projek Geregtigheid, waar hy idees vir sy nuutgeskepte YouTube-kanaal oor sosiale regte aangeteken het. Seun, is alles reg vir die verbinding, het Reino gevra terwyl hy die rekenaarkamera verstel het. Byna, pa. Ek organiseer net die vrae wat ek ook vir oom Jan Botha wil vra. Marisa het die toneel dopgehou met 'n mengsel van trots en kommer. Sedert die gebeure in die hof het Gabriel 'n klein plaaslike beroemdheid geword. Uitnodigings vir lesings in skole, onderhoude en selfs voorstelle vir kinderboeke oor burgerskap het aangekom. Terwyl sy bly was oor haar seun se ontwikkeling van geregtigheidsin, was sy ook bekommerd oor die oormatige blootstelling. Onthou dat dit net 'n gesprek is, Gabriel, het sy vriendelik gewaarsku. Jy hoef nie die wêreld op jou skouers te dra nie, my lief. Die seun het geknik, maar sy blink oë het onthul dat dit vir hom veel meer as 'n eenvoudige onderhoud was. Intussen, in 'n eksklusiewe rehabilitasiekliniek buite Stellenbosch, het Arno Botma die see van die balkon van sy kamer af dopgehou. Die sakeman het 'n senuwee-ineenstorting gehad na die aanklagte en die daaropvolgende skandaal. Botma ondernemings het belangrike kontrakte verloor, aandeelhouers het beleggings onttrek en sy reputasie was in flenters. Rina het die kamer binnegekom en 'n paar dokumente gebring. In die afgelope maande het sy die tussentydse presidentskap van die maatskappy oorgeneem terwyl haar man herstel het of voorgegee het om te herstel, soos sy soms vermoed het. Ons moet oor Thomas Krugger se voorstel praat, het sy gesê en op die leunstoel naby gesit. Arno het stadig omgedraai, sy gesig was 'n masker van bitterheid. Daardie verraaier wil ons aandele vir die helfte van die waarde koop, Rina. Hy is 'n aasvoël. Dit is die beste aanbod wat ons het, Arno. Die maatskappy bloei sedert die insident. Insident, het hy sarkasties gelag. Jy bedoel sedert daardie kerel en daardie bedelaar my vernietig het. Rina het diep gesig en die papiere op die tafel geplaas. Dit was jy wat jouself vernietig het, Arno. En jy vernietig jouself steeds met hierdie haat. Ons het 'n kans om weer te begin, om dinge anders te doen. Arno het weer na die oseaan gekyk, sy gedagtes was so onstuimig soos die golwe wat op die strand hieronder gebreek het. Ek sal vandag niks teken nie. Laat my dink.
Rina het stilweg vertrek, wetende dat haar man nie oor die kommersiële voorstel nagedink het nie, maar wraak gerook het, 'n gewoonte wat in die afgelope weke verskerp het. Veral toe hy die nuus oor die sukses van die stigting Nuwe Weë en die toenemende gewildheid van oom Jan Botha gesien het. Die program Weskaap Skakel het stiptelik om 8:00 die aand begin. Na die openingsvignet het Rina Joubert vir die kamera geglimlag. Goeienaand kykers. Die program van vandag bring 'n verhaal wat Suid-Afrika ontroer het, 'n hawelose man wat die lewe van 'n kind gered het en byna onregverdig daarvoor veroordeel is. 3 maande na daardie historiese verhoor, gesels ons met die protagoniste van hierdie ware les in burgerskap. Die kamera het die hoek vergroot en oom Jan Botha langs haar gewys, sigbaar senuweeagtig, maar vasberade. Jan Botha, welkom by ons program. Hoe voel u vandag, as u terugkyk en alles sien wat sedert daardie verhoor gebeur het? Oom Jan het sy postuur verstel voordat hy geantwoord het. Weet u, mevrou Rina, soms word ek nog wakker en dink ek is onder die oorbrug. Dan sien ek die plafon, die sagte bed, en onthou ek dat dit nie 'n droom is nie. Hy het skaam geglimlag. Maar die beste van alles is nie die gerief nie. Dit is om ander mense te kan help wat was waar ek was. Op die verdeelde skerm het die Vermeulen familie verskyn, Gabriel in die middel, geflankeer deur sy ouers. Gabriel, het die aanbieder voortgegaan, jou moed het die hele Suid-Afrika beïndruk. Wat het jou gemotiveer om daardie hele stelsel aan te pak, al was jy so jonk? Die seun het met die natuurlikheid geantwoord wat hom geliefd by die publiek gemaak het. Ek het net gedoen wat reg was, Tannie Rina. Oom Jan het my lewe gered sonder om my eens te ken. Hoe kon ek stil bly en sien hoe hy onregverdig beskuldig word? Rina het voortgegaan met vrae oor die stigting Nuwe Weë, gestig deur Thomas Krugger en nou bestuur deur oom Jan Botha, wat skuiling, beroepsopleiding en regshulp vir hawelose mense gebied het. In net 3 maande het dit reeds meer as 200 mense gehelp en 50 weer in die arbeidsmark geplaas. En hoe het die Outube-kanaal ontstaan, Gabriel, het Rina gevra. Dit is indrukwekkend om 'n seun van u ouderdom so toeganklik oor menseregte en burgerskap te sien praat. Gabriel het geglimlag, opgewonde oor sy projek. Ek het begin om video's oor oom Jan Botha se saak op te neem om dit aan my skoolvriende te verduidelik. Toe het ek besef dat baie kinders vra oor hul regte het, maar niemand verduidelik dit behoorlik nie. Toe het ek 'n geregtigheid vir almal geskep wat reeds meer as 20,000 intekenaar het. Reino het trots bygevoeg, Gabriel het 'n moeilike situasie in iets positiefs omskep. Hy ontvang boodskappe van kinders van regoor Suid-Afrika met vrae oor boelie, diskriminasie, regte op skole. Die onderhoud het voortgegaan met emosionele oomblikke, veral toe hulle die noodlottige dag herroep het, toe oom Jan Botha Gabriel bewusteloos langs die spruit gevind het. Alles was egter nie rooskleurig nie. Rina het ook delikate onderwerpe aangeroer. Jan Botha, het u al bedreigings ontvang vir u werk by die stigting? Die man het gehuiwer en vinnige blik met die produksie van die program uitgeruil. Sommige, ja. Daar is mense wat dit nie aanvaar om te sien hoe mense wat van die straat afkom, floreer nie. Maar ek is nie bang nie. Ek het al erger dinge deurgemaak. Wat oom Jan nie genoem het nie, was die spesifieke boodskappe, gelaat in sy posbus by die stigting, almal met dieselfde inhoud, en deeglike geregtigheid het nog nie plaasgevind nie. Die polisie het ondersoek ingestel, maar sonder konkrete leidrade. In die kliniek het Arno die program met 'n ontstellende intensiteit dopgehou en aantekeninge in 'n klein notaboek gemaak. Toe die telefoon lui, het hy geantwoord sonder om sy oë van die televisie af te haal. Het jy gekry wat ek gevra het, het hy droog gevra. Ja, meneer Botma, het die stem geantwoord. Ek het al die inligting oor hul roetine. Maar ek moet u waarsku dat dit u regsposisie nog meer kan bemoeilik. Ek het nie u mening gevra nie, het Arno gesê. Doen net wat ons ooreengekom het. Terug in die ateljee het die onderhoud tot 'n einde gekom. Rina het die vraag gevra wat baie Suid-Afrikaners hulself afgevra het. Om af te sluit, wat sou u sê vir die mense wat hierdie ongelooflike ommekeer in u lewens aanskou? Wat is die les wat oorbly? Oom Jan Botha het vir 'n oomblik nagedink. Ek sou sê dat niemand regtig onsigbaar is nie. Soms gee die samelewing voordat hulle ons nie sien nie, maar elke persoon het waarde, het 'n storie, het waardigheid. Wat met my gebeur het, wys dat geregtigheid lank kan duur, maar dit kom mee. Gabriel, met die wysheid wat selfs volwassenes verras het bygevoeg. Ek het geleer dat jy nooit te klein is om 'n verskil te maak nie.
Volwassenes maak soms dinge ingewikkeld, maar die waarheid is eenvoudig, om ander met respek te behandel en te veg vir wat regverdig is, behoort nie buitengewoon te wees nie, dit behoort normaal te wees. Marisa het 'n diskrete traan afgevee, terwyl Reino trots op sy seun se skouer geklop het. Rina het afgesluit, woorde wat vir ons almal 'n refleksie behoort te wees. Ons bedank u teenwoordigheid by Weskaap Skakel. En ons kondig eksklusief aan, die verhaal van Jan Botha en Gabriel sal in 'n boek omskep word, met die opbrengs wat geheel en al aan die Stichting Nuwe Weë geskenk word. Na die opname, terwyl oom Jan Botha die programspan bedank het, het sy selfoon vibreer met 'n boodskap, baie geluk met die onderhoud. Ons moet oor iets belangriks praat. Rina Botma. Hy het sy wenkbroue gefrons, verras. Wat kon die vrou van sy voormalige vyand van hom wou hê? Hy het besluit dat hy eers die volgende dag sou antwoord, nadat hy die stigting se prokureurs geraadpleeg het. In die Vermeulen se huis het Gabriel die sukses van sy deelname aan die program gevier toe hy 'n kennisgewing op sy kanaal ontvang het. 'n Anonieme opmerking op sy mees onlangse video het slegs gesê, nie elke verhaal het 'n gelukkige einde nie, seun. Die seun het 'n rilling gevoel, maar het besluit om dit nie met sy ouers te bespreek nie. Hy wou hulle nie bekommer oor wat waarskynlik net 'n internettrol was nie. Die volgende dag het koerante berig dat Botma Ondernemings 'n volledige herstrukturering sou ondergaan. Rina het Thomas Krüger se voorstel aanvaar, wat 45% van die aandele sou verkry. Die nuus wat almal verras het, deel van die ooreenkoms het 'n sosiale verantwoordelikheidsprogram ingesluit wat kwesbare mense in die konstruksiemaatskappy se werke sou in diens neem. Intussen in die kliniek was Arno se bed leeg die volgende oggend. Op die kussing, eenvoudige nota, ek sal onopgeloste sake persoonlik hanteer. By die Stichting Nuwe Weë in Kaapstad het oom Jan Botha sy klein regspan byeengeroep om die uitbreiding van dienste te bespreek. Die sukses van die inisiatief het skenkings en ondersteuning van sakemanne wat deur die saak geraak is, gelok. Onder die nuwe projekte was die bou van 'n beroepsopleidingsentrum op die aangrensende grond. Oom Jan, daar is 'n dame wat met u wil praat, het Annelie ingelig en die vergadering onderbreek. Sy sê dit is dringend. Toe hy na die gang stap, het hy Rina Botma teëgekom, sonder die opvallende juweliersware en die arrogante lig wat haar voorheen gekenmerk het. Mevrou Botma. Oom Jan Botha het sy verrassing nie weggesteek nie. Ek het u hulp nodig, het sy gesê, haar stem het gebewe. En ek moet u waarsku. Arno het vanoggend uit die kliniek gevlug, en ek vrees wat hy mag doen. Oom Jan Botha het Rina na 'n klein vergaderlokaal agter in die stigting gelei. Die ruimte, eenvoudig maar knus, het gekontrasteer met die spanning op die vrou se gesig. Annelie het 2 koppies koffie gebring en die deur toegemaak, en hulle alleen gelaat. Verskoon my dat ek so verskyn, het Rina begin, haar hande het effens gebewe terwyl sy die koppie vasgehou het. Ek weet ek is seker die laaste persoon wat u wil sien. Oom Jan Botha het haar vir 'n oomblik dopgehou. Die elegante vrou wat teen hom in die hof getuig het nou kleiner, broser gelyk, met diep donker kringe onder haar oë en sonder die lig van meerderwaardigheid wat haar voorheen gekenmerk het. Mevrou is hier welkom soos enige ander persoon, het hy eenvoudig geantwoord. Maar ek moet erken dat ek nuuskierig is oor wat u buite gesê het. Oor u man. Rina het die koppie op die tafel geplaas en haar handsak oopgemaak en 'n leer uitgehaal. Arno is al weke lank nie goed nie. Die dokters het obsessiewe-kompulsiewe verstoring en ernstige depressie gediagnoseer, maar ek vermoed dit is iets erger. Sy het die leer oopgemaak en handgeskrewe papiere onthul. Ek het dit in sy kantoor by die kliniek gevind. Dit is aantekeninge, planne, obsessies. Oom Jan het die papiere met toenemende kommer ondersoek. Dit was bladsye en bladsye van dwangmatige aantekeninge, sommige amper onverstaanbaar, maar almal het om dieselfde tema gedraai, wraak teen diegene wat ons vernietig het, spesifiek oom Jan Botha en Gabriel. Daar is meer, het Rina voortgegaan en koerantydknipsels oor die stigting en Gabriel se kanaal gewys, almal met aantekeninge in die kantlyne. Hy het iemand gehuur om julle te volg, hy ken die roetines, die plekke wat julle besoek. Hierdie persoon het daaglikse verslae gestuur. Die man het 'n rilling gevoel. Dink mevrou dat hy ons kwaad wil aandoen? Ek weet nie hoe ver hy kan gaan nie, het sy erken, haar stem het gebreek. Die Arno wat ek geken het, bestaan nie meer nie. Die skandaal, die verlies van status, dit alles het hom in iemand onherkenbaar verander. Oom Jan Botha het opgestaan en na die venster gestap en die beweging op straat dopgehou.
Mense wat die stigting binnekom en verlaat, lewens wat afhanklik was van daardie werk, van die veilige omgewing wat hulle geskep het. Hoekom vertel mevrou my dit, het hy uiteindelik gevra en omgedraai om haar aan te kyk. Hoekom nou? Rina het sy blik gehandhaaf. Omdat ek nie nog 'n onreg op my gewete kan hê nie. Omdat ek een keer medepligtig was en myself nie kon vergewe nie. En omdat sy het kortliks gehuiwer omdat ek besef het dat mense soos u en daardie seun meer goed doen vir die wêreld in een dag as wat Arno en ek in ons hele lewe van luukse en voorkoms gedoen het. Oom Jan het stadig geknik en die verduideliking aanvaar. Ons moet die polisie inlig. En Gabriel se ouers. Ek het reeds probeer, het Rina geantwoord. Ek het 'n polisieverslag ingedien, maar aangesien Arno geen misdaad gepleeg het nie en vrywillig die kliniek verlaat het, kan hulle nie veel doen behalwe om waaksaam te bly nie. Op daardie selfde oomblik by die laerskool professor Piet Retief het Gabriel deelgeneem aan 'n geselsessie oor burgerskap, 'n spesiale projek geïnspireer deur sy verhaal. Die seun, nou meer welsprekend en selfversekerd, het aan sy maats verduidelik hoe die regstelsel gewerk het. Geregtigheid is nie net vir volwassenes en belangrike mense nie, het hy gesê, terwyl onderwyser is Denise trots dopgehou het. Ons almal het regte, selfs diegene wat nie 'n plek het om te bly of iets om te eet nie. Agter in die kamer het 'n man wat homself as 'n verteenwoordiger van die departement van onderwys voorgestel het, aantekeninge gemaak. Niemand het opgemerk dat hy Gabriel diskreet met 'n selfoon, weggesteek onder sy notaboek, gefotografeer het nie. Aan die einde van die aktiwiteit, terwyl die kinders vir pouse uitgestap het die man die onderwyseres genader. Indrukwekkend die werk wat julle hier doen, het hy met 'n glimlag opgemerk. Veral hierdie seun, Gabriel. So jonk en so bewus. Hy is regtig spesiaal, het Denise saamgestem. Hy het sy ervaring in iets positiefs vir die hele skoolgemeenskap omskep. Die departement oorweeg om hierdie projek na ander skole uit te brei, het die man voortgegaan. Sou dit moontlik wees om 'n gesprek met sy ouers te reël? Om moontlikhede te bespreek? Die onderwyseres het gehuiwer. Ek sal eers met hulle moet kyk. Die Vermeulens is baie versigtig met Gabriel se verpligtinge, sodat hy nie oorlaai word nie. Natuurlik, ek verstaan heeltemal. Hier is my kaart. Hy het 'n kaart met die logo van die munisipale departement van onderwys en die naam Marcus Fourie, koördineerder van spesiale projekte, oorhandig. Denise het dit geneem sonder om op te merk dat die seël van die departement effens anders as die amptelike een was. Terug by die stigting het oom Jan Botha sy klein regspan geaktiveer. Leon Smit, die jong advokaat wat vrywillig aangebied het om by die instelling te werk na die historiese verhoor, het die inligting wat Rina gebring het, ondersoek. Regtens is dit ingewikkeld, het hy verduidelik. Sonder 'n eksplisiete bedreiging kan ons nie 'n beperkende bevel kry nie. Maar ons kan die sekuriteit hier versterk en Gabriel se skool waarsku. En wat van daardie anonieme boodskap wat die seun ontvang het, het oom Jan gevra en verwys na die intimiderende opmerking wat Gabriel daartevore genoem het toe hy hom besoek het. Ons spoor dit na, maar die sender het 'n spin gebruik. Dit is te gesofistikeerd om 'n gewone trol te wees. Rina, wat tydens die regsadvies stilgebly het, het uiteindelik gesê: "Julle ken Arno nie soos ek nie. Hy sal nie maklik opgee nie. En hy het hulpbronne, kontakte. Wat stel mevrou dan voor, het oom Jan gevra. Ek het u nodig om my te help om hom te vind voordat hy 'n fout maak. Ek het 'n paar vermoedens oor waar hy mag wees. As ons met hom kan praat, kan ek hom dalk oortuig om terug te gaan na die kliniek." Leon het ingegryp, dit is te riskant. Meneer moet nie direk betrokke raak nie, oom Jan, ons weet nie wat sy geestestoestand is nie. Ek kan nie stil sit terwyl daardie seun in gevaar mag wees nie, het die man ferm geantwoord. Gabriel het alles vir my gewaag toe niemand anders geglo het nie. Nou is dit my beurt. Terwyl hulle bespreek het wat om te doen, het oom Jan se selfoon gelei. Dit was Marisa, Gabriel se ma, Jan Botha, haar stem het angstig geklink. Iets vreemds het vandag gebeur, 'n sogenaamde verteenwoordiger van die departement van onderwys het Gabriel se skool besoek. Toe ek gebel het om die inligting te bevestig, het ek ontdek dat daar geen Marcus Fourie daar werk nie. Die bloed in oom Jan Botha se are het koud geword. Marisa, luister aandagtig. Moenie Gabriel vir 'n oomblik alleen los nie. Ek is nou op pad na julle om die situasie beter te verduidelik. Nadat hy opgehang het, het hy Rina en Leon aangekyk. Dit het reeds begin, het hy ernstig gesê.
In die vermelense huis het Reino die slotte van die vensters versterk terwyl Marisa 'n peselhappie vir Gabriel voorberei het en probeer om normaliteit te handhaaf ten spyte van die spanning. Die seun, wat in die sitkamer met sy skootrekenaar gesit het aan 'n nuwe video vir sy kanaal gewerk, onbewus van die ware rede vir sy ouers se skielike kommer oor veiligheid. Pa, dink jy ek kan oom Jan Botha uitnooi om aan hierdie video oor die reg op behuising deel te neem, het hy gevra sonder om sy oë van die skerm af te haal. Natuurlik, seun. Maar kom ons neem dit hier by die huis op, oké, het Reino geantwoord en probeer om terloops te klink. Die deurklokkie het gelei wat almal laat skrik het. Reino het deur die loergat gekyk voordat hy oopgemaak het en verlig gesig toe hy oom Jan Botha en 'n jong man sien wat hy as die stigting se advokaat herken het. Kom in, het hy gesê en die deur onmiddellik na 'n deurgang gesluit. Gabriel is in die sitkamer. Toe hy sy vriend sien, het die seun gehardloop om hom te omhels. Oom Jan. Wat 'n lekker verrassing. Ek het juis van u gepraat. Die man het die omhelsing beantwoord en probeer om sy kommer te verberg. Ek het kom kyk hoe dit gaan met my geregtigheidsmaat, het hy met 'n geforseerde glimlag geantwoord. En ek moet met jou ouers oor 'n nuwe projek van die stigting praat. Marisa het die wenk verstaan en ingegryp. Gabriel, hoekom gaan jy nie jou video in jou kamer klaarmaak terwyl ons hier gesels nie? Daarna kan jy vir oom Jan Botha wys wat jy voorberei. Onwillig, maar gehoorsaam, het die seun sy skootrekenaar geneem en na sy kamer gegaan. Sodra hulle die deur hoor toemaak het die ontspanne uitdrukkingsplek gemaak vir erns. Wat gaan aan, het Reino sag gevra. Marisa het my van die man by die skool vertel, maar ek voel daar is meer. Oom Jan het alles oor Rina se besoek en die verskeidelde bedreigings verduidelik. Leon het dit aangevul met die regsgevolge en die maatreëls wat hulle getref het. Aan die einde van die verhaal was die egpaar sigbaar geskok. Ons moet Gabriel beskerm, het Marisa gesê, haar stem het gebewe. Miskien moet ons vir 'n rukkie reis by my suster in Gebera bly. Reino het saamgestem, ek kan verlof by die koerant vra. Die belangrikste nou is die veiligheid van ons seun. Ons kan nie toelaat dat Arno alles vernietig wat ons gebou het nie, het oom Jan geargumenteer. Die stigting Gabriel se kanaal, die positiewe impak wat ons het. Dit sou wees soos om hom te laat wen. Leon het 'n alternatief voorgestel. Ons het 'n voorstel. Die stigting open volgende week 'n tak in Durban. Ons kan die reis vervroeg en julle almal saamneem. Ons sal privaat sekuriteit hê en ver genoeg wees totdat ons beter verstaan wat Arno beplan. Die plan het sinvol gelyk. Terwyl hulle die besonderhede bespreek het Gabriel alles deur die halfoop deur van die gang gehoor. Sy hart het vinniger geklop met die openbaring dat Arno Botma agter hom en oom Jan Botha aan was. In plaas van vrees het die seun 'n vasberadenheid binne in hom voel groei. Ek sal hom nie toelaat om ons bang te maak nie, het hy gedink. Nie na alles wat ons deurgemaak het nie. Stilweg het hy na sy kamer teruggegaan en sy eie aantekeninge begin maak. As Arno Botma oorlog wou hê, was Gabriel gereed vir 'n laaste konfrontasie, hierdie keer op sy eie terme. Die volgende oggend het die Vermeulen familie en oom Jan Botha na Durban vertrek. Die reis het sonder voorval verloop met Leon wat die sekuriteit gekoördineer het en konstante kontak gehou het met die Kaapstadse polisie, wat uiteindelik die bedreigings ernstiger begin opneem het na die bevestiging van die bedrieër by die skool. Wat niemand geweet het nie, is dat Arno Botma op die agtersitplek van 'n taxi wat hulle op 'n afstand by die Durbanse lughawe gevolg het, sy sonbril verstel het en vir die eerste keer in maande geglimlag het. So voorspelbaar het hy vir homself gemompel. Presies soos ek beplan het. By die hoofkantoor van die Stichting Nuwe Weë in Kaapstad het Rina Botma deur haar man se kantoor in die voormalige Botma ondernemings gesoek na meer leidrade oor sy planne. Sy het, weggesteek in 'n geheime kompartement van die lesenaar, 'n koevert gevind wat aan haar geadresseer was. Toe sy dit oopmaak, het haar liggaam koud geword. Dit het slegs 'n sin, handgeskrewe, bevat. As dit verby is, sal hulle verstaan dat niemand 'n Botma ongestraf bespot nie. Rina het onmiddellik die telefoon geneem, maar dit was reeds te laat om oom Jan Botha te waarsku. Sy selfoon was buite bereik en die Vermeulen familie het hul selfone tydens die vlug afgeskakel. In Durban het die groep by die hotel langs die see aangekom, waar hulle in 'n beskermde suite sou bly tot die inhuldiging van die stigting se nuwe tak. Gabriel het by die motorvenster uitgekyk en die see en die duine in die verte bewonder en probeer om die angs wat hy gevoel het te verberg.
Ons sal dit in 'n klein vakansie omskep, het Marisa gesê en haar seun omhels. En wanneer alles opgelos is, kom ons sterker terug huis toe. Alles sal regkom, ma, het Gabriel geantwoord, met 'n volwassenheid bo sy ouderdom. Sommige mense dink hulle kan ons met vrees onderkry, maar hulle verstaan nie dat die waarheid altyd 'n manier vind om na vore te kom nie. Oom Jan Botha, wat dit gehoor het met opregte trots geglimlag. Daardie seun het hom steeds verras met sy wysheid. Wat niemand van hulle opgemerk het nie, was die metaalagtige glans van 'n fotografiese lens wat hul aankoms vasgevang het, vanuit 'n kamer in die gebou oorkant die hotel. Die Durbanse tak van die Stichting Nuwe Weë het 'n ou gerestoreerde pakhuis in die historiese Point Waterfront omgewing beset. Die baksteengebou het sy oorspronklike fasade uit die 1920s behou, maar die binnekant is volledig gemoderniseer, met ruim vertrekke, toegeruste klaskamers en 'n gemeenskaplike eetsaal. Die inhuldiging was vir die volgende dag geskeduleer, met die teenwoordigheid van plaaslike owerhede en verteenwoordigers van ander maatskaplike organisasies. Daardie aand, terwyl Marisa en Reino in die hotelkamer gerus het Gabriel en oom Jan Botha op die balkon van die suite gesels en die nagsee van Durban dopgehou. Die seun het 'n warm sjokolade vasgehou, terwyl sy vriend koffie gedrink het. Oom Jan, het Gabriel begin, wat 'n kort stilte verbreek het, is u bang vir minder? Botma. Die vraag het die man verras. Hy het 'n paar oomblikke nagedink voordat hy geantwoord het. Dit is nie regtig vrees nie, Gabriel. Dit is meer 'n kommer. Nie vir myself nie, weet jy. Ek het al baie dinge in die lewe deurgemaak. Dit is vir jou familie, vir die mense van die stigting. Gabriel het geknik, nadenkend. Ek het 'n plan, het hy beken en sy stem verlaag. Ek het dit nie vir my ouers gesê nie, want hulle sou dit nie toegelaat het nie. Oom Jan Botha het sy wenkbroue gefrons, bekommerd. Watter soort plan, seun? Moenie jouself in gevaar stel nie, hoor. Ons het reeds mense wat dit hanteer. Gabriel het die beker op die tafeltjie geplaas en nader gekom en in 'n samesweerende toon gepraat. Onthou u my kanaal. Ek het nou amper 50.000 volgelinge. Wat as ek 'n regstreekse uitsending doen waarin ek vertel dat ons bedreig word? Met getuies, bewyse, alles in die openbaar. Op die manier, as iets met ons gebeur, sal almal weet wie dit was. Oom Jan Botha het gesig, verdeel tussen bewondering vir die seun se intelligensie en kommer oor die risiko's. Gabriel, ek verstaan jou idee, maar dit kan minder. Botma nog meer uitlok. Sulke mense, as hulle in 'n hoek gedruk word, kan gevaarlik word. Maar dit is presies wat ek wil hê, het die seun uitgeroep, sy oë het geblink van vasberadenheid. As hy agter ons aankom met almal wat kyk, sal hy homself oorgee. Die gesprek is onderbreek deur kloppe aan die deur. Leon Smit, die advokaat, het binnegekom vergesel van 'n lang man met 'n ernstige uitdrukking. Verskoon die tyd, het Leon gesê. Dit is Renier Ferreira, 'n private ondersoeker. Hy het belangrike nuus. Die vier het in die suite se sitkamer gesit, terwyl Renier sy skootrekenaar oopgemaak het. Ek het Arno Botma se bewegings opgespoor, het die ondersoeker verduidelik. Hy het gisteraand, 'n paar uur voor julle, 'n vlug na Durban geneem en bly in die Atlantiese Hotel, 3 blokke hiervandaan. Oom Jan Botha het 'n gealarmeerde blik met Leon uitgeruil. So hy het ons regtig gevolg. Renier het voortgegaan, daar is meer. Hy is nie alleen nie. Hy het 2 mans gehuur wat hom vergesel. Een van hulle is 'n spesialis in elektroniese sekuriteit. Wat beteken dit, het Gabriel gevra. Dit beteken, het Leon ernstig geantwoord, dat hy dalk iets beplan vir die inhuldiging van die stigting môre. Renier het 'n paar foto's gewys wat deur sy span geneem is, Arno, nou met 'n baard en langer hare, wat die hotel binnekom en verlaat, met die gehuurde mans praat, en die stigting se gebou van ver af dophou. Die goeie nuus, het die ondersoeker voortgegaan, is dat ons nou genoeg bewyse het vir 'n beperkende bevel. Ek het reeds die plaaslike owerhede gekontak. En die slegte nuus, het oom Jan Botha gevra. Die slegte nuus is dat die regter die bevel eers môreoggend kan uitreik. Tot dan stel ek voor dat ons die sekuriteit versterk en, indien moontlik, die inhuldiging uitstel. Leon het sy kop geskud. Onmoontlik om uit te stel. Ons het bevestigde owerhede, pers, mense wat van ander provinsies reis. Dit sou 'n slag vir die stigting se geloofwaardigheid wees. Gabriel, wat alles aandagtig geluister het skielik 'n idee gekry.
Wat as ons dit tot ons voordeel gebruik? As ons weet hy beplan iets, kan ons voorberei. Die volwassenes het na die seun gekyk, verras deur sy skerpsinnigheid. "Hoeso, Gabriël?" het Leon gevra. "Julle weet wat hy wil hê. Wraak en openbare vernedering. Hy wil ons tydens die inhuldiging voor almal in die skande bring." Die seun het 'n dramatiese pouse geneem. "Wat as ons hom presies gee wat hy wil hê, maar op ons manier?" Intussen in die Atlantiese Hotel het Arno Botma die finale besonderhede van sy plan ondersoek. Op die tafel in die kamer was planne van die stigting, roosters, gaslyste. Sy voorkoms het drasties verander, benewens die baard en lang hare, het hy maar geword, en sy oë, voorheen arrogant, het nou 'n koorsagtige glans van obsessie gedra. Is die stelsel geïnstalleer, het hy 'n man gevra wat met elektroniese toerusting gewerk het. "Alles is gereed, meneer." Botma het die tegnikus geantwoord. "Sodra u dit aktiveer, sal al die skerms van die stigting die inhoud wys." Arno het geglimlag en 'n ispstuk in sy hande bekyk. 3 maande het hy gemompel. 3 maande lank navorsing gedoen, gevolg, ondersoek ingestel. Daardie bedelaar en daardie kerel sal leer dat niemand Arno Botma se lewe vernietig sonder om die prys te betaal nie. Sy plan was noukeurig, hy het 'n posse gekraak, oom Jan Botha se verlede deursoek, op soek na enige misstap, enige geheim wat uitgebuit kon word. Vir Gabriël het hy 'n nog wreder slag voorberei, 'n videomontage wat daarop dui dat alles van die begin af 'n sameswering was, dat die seun nooit werklik in gevaar was in die spruit nie, dat alles niks meer as 'n set was om geld af te pers nie. Môre, tydens die inhuldiging, het Arno voortgegaan, wanneer almal teenwoordig is, insluitend die pers, sal ek die waarheid oor hierdie 2 blootlê. En dan, hy het weer geglimlag, 'n leë glimlag van vreugde, maar vol wraak, dan sal ek terugneem wat myne is, my reputasie, my maatskappy, my respek. Die tegnikus, ongemaklik met Arno se al hoe meer wisselvallige gedrag, het slegs geknik terwyl hy die toerusting verstel het. Wat sy tydelike werkgewer nie geweet het nie, is dat hy ook vir Renier Ferreira, die ondersoeker wat deur Leon gehuur is, gewerk het, en elke beweging, elke woord van Arno is intyds gedokumenteer en oorgedra. Die volgende oggend was die hoofkantoor van die Stichting Nuwe Wee in Durban vol bedrywighede. Werknemers en vrywilligers het die voorbereidings vir die inhuldigingsseremonie geskeduleer vir 10 uur afgehandel. Banners, blomme, stoele georganiseer in die sentrale binnehof, in beskeie maar elegante verhoog. Oom Jan Botha het alles toesig gehou, kalm, maar intern gespanne. Die plan wat hulle gedurende die nag uitgewerk het, was riskant, maar dit het die beste opsie gelyk gegee die omstandighede. Is die sekuriteitswagte in posisie, het hy Leon gevra wat sy lys vir die 3de keer nagegaan het. Ja, op alle strategiese punte. En die ondersoeker Renier het bevestig dat Arno 30 minute gelede die hotel verlaat het, met 'n aktetas. Oom Jan het geknik en sy horlosie nagegaan. En die Vermeulen familie. Hulle kom oor 20 minute met 'n begeleiding. In die hotel het Gabriël homself voorberei met 'n ongewone erns vir 'n seun van sy ouderdom. Hy het 'n blou formele hemp, denim en tekkies gedra. Sy ouers, steeds bekommerd oor die plan, het die laaste besonderhede nagegaan. "Is jy seker jy wil dit doen, seun?" het Marisa gevra terwyl sy die seun se hemkraag verstel het. "Ons kan nog alles kanselleer, ergens andersheen gaan." Gabriël het sy kop geskud, vasberade. "Nee, maar ons doen die regte ding. As ons nou vlug, sal meneer Botma ons nooit met rus laat nie. Ons moet dit eens en vir altyd afsluit." Reino, wat oor die telefoon met die stigting se hoof van sekuriteit gepraat het opgehang en by die familie aangesluit. "Alles is gereed. Die polisie is ook gewaarsku en sal gereed wees, al is dit diskreet om nie die gaste te alarm nie." Om 9:40 was die stigting se binnehof reeds amper vol plaaslike owerhede, verteenwoordigers van Vennotenroos, joernaliste, ondersteuners en, natuurlik, kwesbare mense wat deur die Durbanse eenheid gehelp sou word. Niemand, behalwe die naaste span, het geweet van die spanning wat die geleentheid deurdring het nie. Vanaf sy waarnemingspunt in 'n koffiewinkel oorkant die stigting het Arno Botma die aankoms van die gaste gemonitor. Toe hy die motor sien wat die Vermeulen familie gebring het, het 'n tevrede glimlag oor sy gesig verskyn. Hy het sy rekening betaal en die straat oorgesteek, en homself onder die skare gemeng wat nog die geleentheid binnegekom het. Danksy sy baard en lang hare, tesame met 'n sonbril en 'n diskrete hoed, het niemand hom herken nie.
Hy het homself strategies geposisioneer naby die klank- en videostelsel en op die perfekte oomblik gewag. Op die verhoog het die seremoniemeester die aanbiedings begin. Owerhede het kortliks gepraat oor die belangrikheid van die inisiatief. Uiteindelik het die oomblik aangebreek waarop almal gewag het. Oom Jan Botha is vir sy inhuldigingsrede geroep. Die man het na die spreekstoel gestap, die mikrofoon verstel en vir 'n oomblik die gehoor dopgehou. Sy oë het die van Gabriël in die eerste ry gevind wat diskreet geknik het ter aanmoediging. Goeiemôre aan almal, het oom Jan begin. Sy stem was ferm ten spyte van die spanning. Ons is hier om nie net die opening van nog 'n tak van die Stichting Nuwe Weë te vier nie, maar om ons geloof in die waardigheid van elke mens te bevestig, ongeag hul sosiale toestand. In die gehoor het Arno 'n klein afstandbeheer in sy sak gedruk en die toestel geaktiveer wat hy in die audiovisuele stelsel geïnstalleer het. Volgens sy plan moes al die skerms rondom die binnehof nou die lasterlike inhoud wat hy noukeurig voorberei het, vertoon. Maar niks het gebeur nie. Verward het hy die knoppie weer met meer krag gedruk. Die skerms het slegs die stigting se logo bly wys. Voordat ek voortgaan, het oom Jan Botha voortgegaan, wil ek iets belangriks met u deel. In die afgelope maande, sedert ons verhaal bekend geword het ek en die jong Gabriël, sowel as sy familie, bedreigings ontvang. Murmurering het deur die gehoor gegaan. Joernaliste het vinnig hul notaboeke uitgehaal. Hierdie bedreigings kom van iemand wat nie kan aanvaar dat die waarheid oor onreg geseëvier het nie. Iemand wat in plaas van om sy foute te erken en aan te beweeg, die pad van haat en wraak gekies het. Arno, wat besef het dat sy plan misluk, het onrustig geword. Hy het senuweeagtig rondgekyk, op soek na die tegnikus wat hy gehuur het, maar hom nie gevind nie. Hierdie persoon is vandag hier, het oom Jan Botha voortgegaan, wat almal verras het. Hy het gekom met die bedoeling om ons openlik te verneder, om ons reputasie met noukeurig vervaardigde leuns te beswadder. Die sekuriteitswagte het diskreet begin beweeg tussen die skare en Arno se posisie genader. Maar ons het iets waardevols op ons reis geleer, die waarheid vrees nie die lig nie. Daarom wil ons meneer Arno Botha uitnooi om ons op hierdie verhoog te kom bystaan. Kolligte het skielik Arno verlig, wat soos 'n vasgekeerde dier verlam was. Kameras het op hom gerig, murmurerings van erkenning het deur die gehoor versprei. Dit is nie nodig om langer weg te kruip nie, meneer Botha, het oom Jan se stem deur die luidsprekers weerklink. Ons weet u is hier. Ons weet wat u beplan het. En ons bied u iets aan wat u ons nooit aangebied het nie, die kans om te praat, om gehoor te word. Arno, wat vasgekeer gevoel het die enigste ding gedoen wat sy wanhoop toegelaat het. Hy het na die verhoog gehardloop. Nie om die uitnodiging te aanvaar nie, maar in 'n laaste daad van uitdaging. Julle het my lewe vernietig, het hy geskreeu en vinnig vorentoe beweeg. En ek sal vir almal wys wie julle werklik is. Voordat die sekuriteitswagte hom kon keer, het hy op die verhoog geklim. Die gehoor het geskok gekyk na wat 'n dreigende konfrontasie tussen die onstabiele sakeman en die man wat hy onregverdig vervolg het, gelyk het. Die stilte wat die stigting se binnehof oorgeneem het, was byna tasbaar. Arno Botha, uitasem en met bloedbelope oë, het oom Jan Botha 'n paar meter verder aangekyk. Die sekuriteitswagte het vorentoe beweeg om hom te keer, maar oom Jan het 'n gebaar gemaak dat hulle moet terugtrek. Laat hom praat, het hy met verrassende kalmte gesê. Dit is wat ons vandag hier kom doen het, om na alle stemme te luister, veral die wat met ons verskil. Arno het gelag, 'n droë en bitter lag wat deur die oop mikrofoon weerklink het. Na alle stemme luister. Wat 'n mooi toespraak, het hy gespot en soos 'n dier in 'n hok heen en weer gestap. Waar was hierdie bereidwilligheid om te luister toe jy en daardie kerel my reputasie verwoes het? Toe julle my maatskappy vernietig het? Toe kameras en selfone het elke oomblik opgeneem. In die eerste ry het Gabriël aandagtig dopgehou, sy ouers langs hom, gespanne, maar vasberade om die plan tot die einde toe te handhaaf. Meneer Botha, het oom Jan Botha met dieselfde kalmte geantwoord, u het die kans gehad om in die hof te praat. U het advokate, getuies, die hele regstelsel aan die kant gehad. En tog het die waarheid geseëvier. Waarheid. Arno het die woord feitelik uitgespoeg. Julle weet nie wat waarheid is nie. Weet julle wat ek van jou ontdek het, Jan Botha? Hy het na die gehoor gedraai. Hierdie man wat homself as 'n heilige voordoen, het 'n verlede. Hy was nie 'n eenvoudige werker wat alles in die ekonomiese krisis verloor het soos hy vir julle vertel het nie.
Oom Jan Botha het onverstoord gebly en net dopgehou. Meneer Jan Botha hier, het Arno voortgegaan en 'n paar gekrekelde papiere uit sy sak gehaal, is in 1998 vir diefstal gearresteer. Hy het 'n polisierekord. Hy is 'n misdadiger wat homself as 'n slagoffer voordoen. Murmurering het deur die gehoor gegaan. Joernaliste het woes aantekeninge gemaak. Gabriel het na oom Jan Botha gekyk, wat dieselfde kalm uitdrukking behou het. En die seun? Ag, die klein helte. Arno het na Gabriel gewys. Glo julle regtig dat dit toevallig was dat hy presies op die regte oomblik verfilm het? Dat hy per ongeluk 'n weggooide kamera gevind het? Dit was alles van die begin af beplan. 'n Sameswering om my af te pers. Dit was die oomblik waarop hulle gewag het. Oom Jan Botha het 'n diskrete teken aan Leon gemaak, wat 'n knoppie op sy selfoon gedruk het. Onmiddellik het die groot skerms rondom die binnehof verlig, nie met die inhoud wat Arno beplan het om te wys nie, maar met beelde van die stigting se sekuriteitskameras wat in die afgelope 24 uur vasgevang is. Die beelde het duidelik Arno en sy boewe gewys wat elektroniese toestelle in die stigting se perseel installeer, leers vervang en sy sabotasie voorberei. Die klank was duidelik. Ons sal hulle môre vernietig, het Arno se stem in die video gesê. Ek het genoeg materiaal om daardie bedelaar en daardie kerel se reputasie vir altyd te vernietig. Arno se gesig het verander in 'n masker van skok en ongeloof. Hy het rondgekyk en besef dat hy in 'n struik getrap het. Dit is 'n samestelling, het hy desperaat geskreeu. Net soos hulle voorheen gedoen het. Oom Jan Botha het uiteindelik gepraat. Meneer Botma, ons het van u planne geweet. Ons het geweet dat u ons vandag sou probeer saboteer. Die tegnikus wat u gehuur het, werk vir ons. Elke beweging van u is gemonitor, elke plan gedokumenteer. Hy het 'n pouse geneem voordat hy voortgegaan het. Wat die aantuigings oor my verlede betref, ja, dit is waar. Ek is in 1998 aangehou. Ek het kos uit 'n supermark gesteel omdat my seun hoë koors gehad het en ek nie geld gehad het om medisyne te koop nie. Ek het gemeenskapsdiens daarvoor gedoen. Ek het hierdie feit nooit weggesteek vir enige iemand wat my direk gevra het nie. Hy het direk na Arno gekyk. Die verskil tussen ons, meneer Botma, is dat ek my verlede nie skaam nie. Dit het my die waarde van deernis en 'n tweede kans geleer. Dit is hoekom ek hierdie stigting geskep het, sodat ander mense in desperate situasies nie hoef te doen wat ek gedoen het nie. Die gehoor, wat voorheen gefluister het, was nou heeltemal stil. En oor Gabriel het oom Jan Botha voortgegaan, stel ek voor dat u weer na die skerms kyk. Die beelde het verander om die getuienis van verskeie inwoners van die streek waar Gabriel in die spruit geval het, te wys. Almal het bevestig dat hulle die seun in die omgewing sien speel het en daarna oom Jan Botha wat met hom in sy arms gehardloop het, desperaat vir hulp. 18 onafhanklike getuies het oom Jan Botha verduidelik. Mense wat my nie geken het nie, wat Gabriel nie geken het nie, maar wat gesien het wat daardie dag gebeur het. Arno, heeltemal gedestabiliseer, het die laaste kaart wat hy gehad het, vasgegryp. En Rina, my eie vrou. Julle het haar ook teen my gemanipuleer. 'n Sterk vrouestem het uit die gehoor geantwoord. Niemand het my gemanipuleer nie, Arno. Rina Botma het van haar diskrete sitplek in die middel van die publiek opgestaan. Sy het stadig na die verhoog gestap, haar oë was vas op haar man gerig. Ek het jare van my lewe my oë gesluit vir jou optrede, vir jou wreedheid, vir jou minagting vir ander. Toe ek vals in daardie hof getuig het iets binne in my gebreek. Ek kon nie meer met daardie skuldgevoel lewe nie. Sy het op die verhoog geklim en langs oom Jan Botha posisie ingeneem. Hulle het my nie gemanipuleer nie. Hulle het my bevry. Hulle het my gewys dat daar nog tyd was om die regte ding te doen. Arno het na sy vrou gekyk asof hy 'n vreemdeling sien. Jy is saam met hulle. Jou eie man verraai? Nee, Arno, het Rina ferm geantwoord. Jy het al jou beginsels verraai as jy ooit enige gehad het. Jy was bereid om onskuldige mense te vernietig net om jou trots en status te behou. Gabriel, wat alles van die eerste ry af dopgehou het opgestaan en na die verhoog gestap. Sy ouers het hom probeer keer, maar die seun was vasberade. Met vaste tree het hy die trappe opgestap en Arno genader en op 'n veilige afstand gestop. Meneer Botma, het die seun gesê, sy stem is versterk deur die verhoogmikrofone, ek verstaan u woede.
U het baie verloor as gevolg van wat gebeur het. Die gehoor het hul asem ingehou. Niemand het hierdie benadering van die seun verwag nie. Maar weet u wat ek uit dit alles geleer het Gabriël voortgegaan. Dat gekrenkte trots enige persoon kan verander. Dit kan 'n gerespekteerde sakeman verander in iemand wat deur haat gedryf word. Dit kan 'n gewone kind verander in iemand wat vir geregtigheid veg. Dit kan 'n hawelose man verander in 'n leier wat honderde mense help. Hy het nog 'n stap vorentoe geneem en Arno direk in die oë gekyk. U kan nog steeds kies hoe u deur hierdie verhaal getransformeer wil word. Dit hoef nie so te eindig nie. In diep stilte het die plek oorgeneem. Die kameras het elke uitdrukking, elke beweging vasgevang. Arno Botma, die magtige sakeman wat eens multimiljoen ondernemings beheer het nou klein en broos gelyk voor die wysheid van 'n 11-jarige seun. Iets het binne in hom gebreek. Sy skouers het gesak, die spanning op sy gesig het versag. Vir 'n oomblik het almal gedink dat hy verstaan het, dat daar dalk hoop op versoening was. Maar toe, met 'n vinnige beweging, het Arno sy aktetas oopgemaak en 'n dik koevert uitgehaal. Dink julle het my verslaan, het hy geskreeu en die koevert in die lug geswaai. Hier is die finale bewys. Dokumente wat wys dat die stigting geld uit donasies verduister. Ondersoeke wat bewys dat. Hy is onderbreek deur 'n ferm stem wat uit die klankstelsel gekom het. Meneer Arno Botma het 'n baljie aangekondig wat in die gehoor opgestaan het. U word gearresteer vir betreding van eiendom, poging tot sabotasie, agtervolging en bedreigings. Vergesel asseblief die beamptes vreedsaam. 2 polisiebeamptes in burgerlike klere het op die verhoog geklim. Arno, wat besef het dat hy heeltemal vasgekeer was, het die papiere uit sy hande laat val. Toe die polisie hom bereik, het hy geen weerstand gebied nie. Sy blik het gedwaal verlore, asof hy uiteindelik die diepte van die afgrond wat hy vir homself gegrawe het, besef het. Terwyl hy uitbegelei is, het Gabriël gebuk en die gevalle koevert opgetel. Hy het dit oopgemaak onder die aandag van die kameras en die gehoor en gevind leë bladsye. Slegs leë papiere, die laaste desperate bluf van 'n man wat niks meer gehad het om te verloor nie. Die seun het na oom Jan Botha gekyk, wat in stilte geknik het in begrip. Gabriël het toe die mikrofoon genader. Hier is niks. Geen bewyse, geen werklike aanklag nie. Net die echo van 'n wrok wat 'n man van binne verteer het. Die gehoor het in spontane applous uitgebars. Joernaliste het gehardloop om die verwikkelinge van daardie geleentheid wat as 'n eenvoudige inhuldiging begin het en in een van die mees dramatiese oomblikke in die onlangse geskiedenis van Durban verander het, regstreeks uit te saai. Oom Jan Botha het die mikrofoon weer geneem, sigbaar emosioneel. Wat ons vandag gesien het, gaan veel verder as die verhaal van 'n persoonlike stryd. Dit is 'n herinnering dat geregtigheid lank kan duur, maar dit misluk nie. Dat die waarheid, hoe hard hulle ook al probeer om dit te begrawe, altyd 'n pad na die lig vind. Hy het 'n pouse geneem en na Gabriël en sy ouers gekyk, na Rina, na die stigting se span en na almal wat teenwoordig was. Vandag het ons amptelik nie net 'n gebou nie, maar 'n simbool van transformasie ingehuldig. Die stigting Nuwe Weë van Durban is oop, nie net om skuiling en opleiding te bied nie, maar om 'n konstante herinnering te wees dat daar altyd die moontlikheid van 'n nuwe begin, van verlossing, van 'n nuwe pad is. Rina, wat tydens die hele konfrontasie stil gebly het, het die mikrofoon genader. As deel van hierdie nuwe begin, kondig ek amptelik aan dat die voormalige Botma ondernemings, nou onder my leiding, die aangrensende grond aan hierdie gebou vir die uitbreiding van die stigting sal skenk en 'n prioriteit indiensnemingsprogram vir kwesbare mense in al ons konstruksies sal implementeer. Nuwe applous het die omgewing gevul. Gabriël het geglimlag en gevoel dat 'n siklus voltooi is. Skielik het al die bekommernisse, vrese en spannings van die afgelope weke in die lig opgelos. Toe die amptelike seremonie uiteindelik voortgegaan het, met die tradisionele lintknip, toesprake van die owerhede en begeleide toere deur die fasiliteite, was daar 'n tasbare gevoel dat almal daar iets meer as 'n eenvoudige konflikoplossing gesien het. Hulle het die werklike transformasie van lewens gesien, die lewende bewys dat geregtigheid, wanneer dit gevoed word deur moed en waarheid, selfs die magtigste teenstanders kan oorwin. Aan die einde van die geleentheid, terwyl joernaliste gestry het oor onderhoude met die protagoniste van daardie buitengewone verhaal, het Gabriël 'n oomblik gevind om alleen met oom Jan Botha in 'n klein kamertjie agter in die stigting te wees. Ons het dit reg gekry, oom Jan, het die seun gesê, uitgeput maar stralend. Dit is regtig verby, is dit nie?
Die man, wie se hare 'n bietjie grys geword het in die afgelope maande van spanning, het teer geglimlag. Ja, my seun. Hierdie deel van die verhaal is verby. Maar iets sê vir my dat ons net 'n nuwe reis begin, jy en ek. Gabriel het geknik en perfek verstaan wat sy vriend bedoel het. Die band tussen hulle, gesmee in die mees onwaarskynlike omstandighede, het iets dieper as vriendskap geword. Dit was 'n vennootskap van doel, 'n alliansie toegewy daaraan om die wêreld 'n regverdiger plek te maak. Weet u wat ek nou die graagste wil hê, het die seun gevra. Wat? 'n Bal en 'n strand. Net om te onthou dat ek nog 'n kind is, het Gabriel gelag. Oom Jan Botha het gegiggel en die gewig van die afgelope maande voel verdwyn. Ons sal dit nou regkry, het hy geantwoord en die seun se hare liefdevol deurmekaar gemaak. Terwyl hulle saam deur die agterkant van die gebou uitgestap het en vir 'n oomblik die aandag van die media ontvlug het, het hulle nie opgemerk dat hulle deur Rina Botma dopgehou is nie, wat diskreet geglimlag het. Sy het 'n huwelik verloor wat op voorkoms gebaseer was, maar iets veel waardevoller gekry, die kans om nie net 'n maatskappy te herbou nie, maar haar eie karakter. 5 jaar later. Die middagson het die nuwe fasiliteite van die Stichting Nuwe Weë in Pretoria goudkleure geverf. Dit was die 12de sentrum wat in die Suid-Afrikaanse streek ingehuldig is, deel van 'n netwerk wat reeds oor die hele Suid-Afrika gestrek het. In die ruim, nuut geboude auditorium het stoele in 'n halfsirkel gestaan, gevul met aandagtige jong mense wat aan die program toekomstige protagoniste deelgeneem het. Op die verhoog het Gabriel Vermeulen, nou 16 jaar oud, die mikrofoon verstel. Die tiener het beide fisies en intellektueel gegroei. Langer met gelaatstrekke wat die man wat hy sou word, begin definieer het hy steeds dieselfde vasberade blik en dieselfde passie vir geregtigheid behou wat hom van kleins af gekenmerk het. Toe ek 11 jaar oud was, het ek op die mees onverwagse manier geleer dat 'n enkele daad van moed nie net een lewe nie, maar 'n hele samelewing kan verander. Sy gehoor het bestaan uit tieners uit kwesbare gemeenskappe van Pretoria, deelnemers aan die stigting se nuwe projek wat gerig is op die opleiding van jong leiers. Baie van julle het reeds my verhaal gehoor, dalk selfs die dokumentêr gesien of die boek gelees, het Gabriel voortgegaan en verwys na die literêre werk en die film wat die saak in die afgelope jare 'n kulturele verskynsel gemaak het. Maar vandag is ek nie hier om oor die verlede te praat nie. Ek is hier om te vra, watter verhaal gaan julle oor 5 jaar vertel? Terwyl Gabriel sy lesing gehou het oom Jan Botha, nou direkteur-president van die Stichting Nuwe Weë, in 'n ander deel van die kompleks owerhede en borge in sy kantoor ontvang. Op 65-jarige ouderdom het hy dieselfde nederigheid behou, maar het die selfvertroue en waardigheid gedra van iemand wat sy eie tragedie in 'n beweging van sosiale verandering omskep het. Die syfers van die laaste kwartaal is indrukwekkend, meneer Jan Botha, het 'n verteenwoordiger van die Departement van Burgerskap opgemerk terwyl sy 'n verslag deurgeblaai het. Meer as 20,000 mense gehelp, 80% herintegrasie in die arbeidsmark, internasionale erkenning. Dit is belangrike syfers, het oom Jan saamgestem, maar ek hou daarvan om te onthou dat elke statistiek 'n werklike persoon verteenwoordig, met drome en waardigheid. Dit is wat ons hier by die stigting probeer om nooit te vergeet nie. In die gang het Marisa en Reino Vermeulen langs mekaar gestap en die panele dopgehou wat die evolusie van die instelling vertel het. Marisa, nou pedagogiese koördineerder van die netwerk van Vennoot Openbare Skole van die stigting, en Reino, wat die tradisionele journalistiek verlaat het om die kommunikasiedepartement van die organisasie te lei, het hul loopbane aan die saak gewy wat deur hul seun begin is. Ek word nog steeds emosioneel as ek hierdie foto sien, het Marisa opgemerk en voor 'n paneel gestop wat die stigting se eerste hoofkantoor in Kaapstad gewys het. Wie sou kon dink dat daardie verhoor ons lewens so volledig sou verander, het Reino geantwoord en sy vrou om die skouers omhels. En om te dink dat ons Gabriel daardie dag probeer verhoed het om hof toe te gaan. Maas en paas is nie altyd reg nie, het Marisa gelag. Soms moet 'n mens die intuïsie van die kinders vertrou. In die stigting se dokumentasiesentrum het 'n span universiteitsstudente die argiewe nagevors vir 'n akademiese projek oor sosiale transformasie. Onder die historiese materiaal was 'n ingelyste spesiale koerantuitgawe met die opskrif 5 jaar van die saak wat Suid-Afrika verander het. Die hoofbeeld het Gabriel en oom Jan Botha gewys op die dag van die stigting se inhuldiging in Durban, die presiese oomblik toe Arno Botma uit die geleentheid begelei is. En wat het daarna met die sakeman gebeur, het een van die studente die bibliotekaris gevra. Die vrou het haar bril verstel voordat sy geantwoord het.
Arno Botma het 2 jaar alternatiewe straf uitgedien vir agtervolging en poging tot sabotasie. Daarna het hy hom heeltemal aan die openbare lewe onttrek. Volgens die laaste verslae woon hy in 'n klein dorpie in die Vrystaat, waar hy 'n beskeie besigheid vir boumateriaal geopen het. En sy eksvrou. Die bibliotekaris het geglimlag en na 'n meer onlangse foto op die muur gewys. Daarop het Rina Botma, nou Rina Krugher, langs haar man Thomas verskyn, besig om die lint te knip by die inhuldiging van die 100ste sosiale behuising wat gebou is deur die vennootskap tussen die voormalige Botma ondernemings, nou Krugher inklusief, en die stigting Nuwe Wee. Rina het een van die stigting se grootste ondersteuners geword. Sy het die konstruksiemaatskappy se sakemodel heeltemal verander en gefokus op sosiale behuising en volhoubare praktyke. Sy het 3 jaar na die egskeiding met Thomas Krugher getrou en saam is hulle 'n verwysing in sosiale entrepreneurskap in die land. In die auditorium het Gabriel se lesing tot 'n einde gekom met 'n vrae-en-antwoord sessie van die jong deelnemers. "Hoe het jy so jonk met roem omgegaan?" het 'n meisie van ongeveer 13 jaar gevra. Gabriel het nagedink voordat hy geantwoord het. Aanvanklik was dit vreemd. Skielik wou almal my menings hoor, my ondervra, my in een of ander simbool omskep. Gelukkig het ek my ouers en oom Jan Botha gehad om my voete op die grond te hou. Hulle het my voortdurend daaraan herinner dat die belangrike nie die roem was nie, maar die positiewe impak wat ons kon genereer. "Is dit waar dat jy volgende jaar vir raadslid gaan staan?" het 'n ander jong man gevra. Gabriel het geglimlag. "Ek oorweeg nog steeds die moontlikheid. Ek glo ons het politieke verteenwoordigers nodig wat werklik die behoeftes van kwesbare mense verstaan. Maar het sy deur politiek of maatskaplike werk, my verbintenis bly dieselfde, om te veg vir 'n regverdiger en minder ongelyke Suid-Afrika." Aan die einde van die sessie, terwyl die jong mense vir foto's en handtekeninge nader gekom het, het oom Jan Botha diskreet die auditorium binnegekom en die toneel dopgehou met 'n mengsel van trots en nostalgie. Om Gabriel, daardie seun wat hy eens uit 'n oorstroomde spruit gered het, nou ander jong mense te sien inspireer, was die lewende bewys dat sy eie redding nie te vergeefs was nie. Toe die laaste deelnemer vertrek het, het Gabriel sy mentor se teenwoordigheid opgemerk. "Hoe lank is u al daar, oom Jan?" het hy gevra en hom genader vir 'n omhelsing. "Lank genoeg om te sien dat jy nie meer my raad nodig het nie," het die man emosioneel geantwoord. "Jy het gegroei, Gabriel. In elke opsig. Ek sal altyd u raad nodig hê," het die jong man geantwoord. "Ons het 'n ooreenkoms, onthou u. Ek het u in die hof gered, u red my van tienerfoute." Albei het gelag en die interne grap wat hulle jare gelede geskep het, herroep. "Ek het vandag nuus van Pretoria ontvang," het oom Jan opgemerk terwyl hulle uit die auditorium gestap het. "Die wetsontwerp wat ons voorgestel het, is uiteindelik goedgekeur." Gabriel het gestop, verras en emosioneel. "Die wet op tweede kanse. Regtig?" "Ja. Van nou af sal maatskappye wat kwesbare mense aanstel belastinggaansporings ontvang en die regstelsel moet versagtende sosiale omstandighede oorweeg in gevalle soos myne van diefstal weens uiterste nood." Gabriel kon nie 'n vreugdekreet terughou nie en het sy mentor weer omhels. "Ons het dit reggekry, oom Jan. 5 jaar se stryd was die moeite werd. Dit was my seun. En dit is net die begin." Teen skemer het 'n klein viering die Vermeulen familie, oom Jan Botha, Rina en Thomas Krugher en die hoofmedewerkers van die stigting op die dak van die nuwe gebou bymekaar gebring met uitsig oor die see van Pretoria. Dit was 'n intieme viering, nie net vir die goedkeuring van die wet nie, maar vir die hele pad wat afgelê is. Rina, wat haarself 'n glasie vonkelwyn ingeskink het, het oom Jan Botha genader, wat nadenkend na die horison gekyk het. "Sent vir die gedagtes," het sy geskerts. "Ek het gedink aan toe ek onder die oorbrug in Kaapstad geslaap het hy met 'n halwe glimlag geantwoord. As iemand my destyds gesê het dat ek eendag hier sou wees, besig om 'n nasionale wet te vier wat deur my verhaal geïnspireer is, sou ek gedink het die persoon hallusineer." Rina het instemmend geknik. "Die lewe het vreemde paaie, is dit nie? Wie sou kon dink dat ek, die vrou van die man wat u probeer vernietig het, vandag onder u naaste vriende sou wees? Dit wys dat almal 'n tweede kans verdien," het oom Jan geantwoord. Insluitend Arno. Die opmerking het Rina verras. "U het hom regtig vergewe, nie waar nie? Selfs na alles wat hy gedoen het." Oom Jan het nog een keer na die horison gekyk voordat hy geantwoord het. "Vergifnis is nie vir die ander nie, Rina.
Dit is vir onsself. Om woede en wrok te dra is soos om gif te drink en te hoop die ander word siek. Op daardie oomblik het Gabriël by hulle aangesluit, gevolg deur sy ouers en die Krüger egpaar. Reino het sy glasie in 'n huildronk opgelig. Op die nuwe wet en op almal wat dit moontlik gemaak het. Terwyl almal gedrink het, het Gabriël bygevoeg. En op die verhaal wat begin het met 'n bedelaar, 'n seun en 'n arrogante sakeman. Wie sou kon dink dit sou so eindig? Oom Jan Botha het geglimlag en vriendelik reggestel. Nee, Gabriël. Soos ons al die jare geleer het, eindig verhale van transformasie nooit regtig nie. Hulle inspireer net nuwe hoofstukke. Die volgende oggend, terwyl die nuus oor die goedkeuring van die wet op tweede kanse die nasionale opskrifte oorheers het, het 'n brief by die stigting se hoofkantoor in Pretoria aangekom. Die sender, Arno Botma van die klein dorpie Ficksburg, Vrystaat. Oom Jan Botha het die koevert met nuuskierigheid oopgemaak. Dit was 'n kort, handgeskrewe brief. Meneer Jan Botha. Na 5 jaar van nadenke het ek uiteindelik die moed gevind om hierdie woorde te skryf. Ek verwag nie u vergifnis nie en ek verdien nie u begrip nie. Ek wil u net laat weet dat ek die buitengewone werk van die stigting van ver af volg en uiteindelik die kwaad erken wat ek aangerig het. Arrogansie en trots het my verblind vir wat werklik in die lewe saak maak. Hier, in hierdie klein dorpie waar niemand my ken vir wie ek was nie, maar vir wie ek vandag is, het ek die waarde van nederigheid en eerlike werk geleer. Saam met hierdie brief stuur ek 'n beskeie donasie vir die beroepsopleidingsprogram. Dit is min in vergelyking met wat ek in die verlede van u geneem het, maar dit is die begin van 'n restituisie wat ek van plan is om voort te sit solank ek lewe. Met opregte berou. Arno Botma. Aangeheg aan die brief was 'n tjek van 'n aansienlike bedrag, nie 'n fortuin volgens die stigting se standaarde nie, maar beslis beduidend vir iemand wat van voor af in 'n klein dorpie begin het. Oom Jan Botha het die brief in sy persoonlike laai gebêre, sonder om dit op daardie oomblik met iemand te bespreek nie. Daardie versoening, al was dit op 'n afstand, het 'n belangrike siklus in sy lewe afgesluit. Later sou hy dit slegs met Gabriël deel, wetende dat die jong man die diepgaande betekenis van daardie gebaar sou verstaan. Aan die einde van daardie dag, in sy weeklikse Outube-program, nou met meer as 2 miljoen intekenare, het Gabriël kommentaar gelewer oor die goedkeuring van die nuwe wet. Die verhaal wat 5 jaar gelede in 'n hofsaal in Kaapstad begin het, het vandag sy belangrikste hoofstuk gekry. Die wet op tweede kanse is nie net 'n oorwinning vir kwesbare mense nie, dit is 'n kragtige herinnering dat ons land wel kan ontwikkel tot 'n plek waar geregtigheid nie straf beteken nie, maar transformasie en geleentheid. Die volgende week het die minister van burgerskap persoonlik die stigting se hoofkantoor in Kaapstad besoek vir 'n spesiale seremonie. Op die ou grond waar oom Jan Botha oorgesteek het om Gabriël te red, het nou 'n eenvoudige monument gestaan, 'n bronsplaat met die woorde, laat die bedelaar vry en ek wys jou die ware skuldige, die frase wat nie net 2 lewens nie, maar 'n hele land vir altyd verander het. Tydens die seremonie, terwyl owerhede toesprake gehou het, het Gabriël en oom Jan Botha 'n medepligtige blik uitgeruil. Hulle was nie meer net die seun en die hawelose man wat die noodlot in buitengewone omstandighede bymekaar gebring het nie. Hulle was lewende simbole van hoe moed, waarheid en volharding oënskynlik onoorkomelike hindernisse kan afbreek. Weet u waaroor ek die trotste is in hierdie hele verhaal, het Gabriël diskreet vir sy mentor opgemerk. Waaroor het oom Jan gevra? Dat ons nooit toegelaat het dat die stelsel ons verander in dit waarteen ons geveg het nie. Nag erkenning het verander wie ons wesenlik is. Oom Jan Botha het geknik, emosioneel. Dit is die ware triomf, my seun. Nie die wette wat goedgekeur is nie, nag die pryse wat ontvang is nie, maar om getrou te bly aan die waardes wat ons hierheen gebring het. Terwyl die son oor Kaapstad ondergegaan het, en goue weerkaatsings oor die Liesbeekrivier gewerp het, dieselfde rivier waarvan die Seitak Gabriël jare tevore byna weggespoel het, het die nalatenskap van daardie onwaarskynlike vriendskap voortgegaan om te versprei, lewens aan te raak, instellings te transformeer en die betekenis van geregtigheid in 'n land wat so gekenmerk word deur ongelykhede te herskryf. En wanneer mense gevra het hoe alles begin het, was die antwoord altyd dieselfde, met 'n daad van moed. Die moed van 'n man wat, selfs al het hy niks gehad nie, alles gewaag het om 'n lewe te red. En die moed van 'n seun wat nie bang was om 'n hele stelsel met die waarheid uit te daag nie.
Die verhaal van oom Jan Botha en Gabriel het nie net gegaan oor 'n fisiese redding nie, maar oor hoe soms die wat ons as die swakste en kwesbaarste beskou, juis die is wat die mag het om ons te red uit ons grootste tronke, vooroordeel, onverskilligheid en onreg. Einde van die verhaal. Liewe luisteraars, ons hoop die verhaal van Gabriel en oom Jan Botha het julle harte aangeraak. Om hierdie emosionele reis voort te sit, het ons 'n spesiale snitlys voorberei met ewe boeiende verhale wat temas van geregtigheid en sosiale transformasie ondersoek. Vind dit deur op die skakel aan u linkerkant te klik. As u deur hierdie verhaal ontroer is, moenie vergeet om op ons kanaal in te teken en uur likker op die video te laat nie. Ons bring elke dag unieke verhale wat die kompleksiteit van die lewe en die krag van die waarheid ondersoek. Deel u indrukke in die kommentaar, u mening oor hierdie verhaal van oorwinning is vir ons baie belangrik. Tot die volgende verhaal.